Goeiedag al die kosbare luisteraars. Weer pastoor Kai Bekers aan die woord vanmôre. In my hart voel ek vanmôre om iets met u te deel. Kosbare waarheid in die woord van die Here. En ek wil vir u lees in 1 Petrus 3de hoofstuk, vers 8 en vers 9. En eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor die saak van om iemand te seën. Weet, ek kry so baie keer op die telefoon, by Facebook en boodskappe, ons moet bid vir die pastore. En dan dink jy vir jouself, hoe moet ek nou vir die pastore bid? Vir watter pastore of watter dominee moet ek nou bid? Hoe moet ek bid? Bid ek, Here, seën vir Koos, seën pastoor Kai, seën pastoor Jan. En dan dink net 'n bietjie vir jouself, redeneer net 'n bietjie kalm nou en sê, as die Here my wil seën, wie gaan hom keer? Hy sit nie in wag om my te seën totdat iemand nou vir hom sê hy moet my seën nie. Hy sit nie in afwagting vir 'n opdrag van die mense nie. Inteendeel, hy het opdrag vir die mense gegee en gesag gegee dat ons mekaar moet seën. Hy sê vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. Nou wil ek vir u vra of ons kan regtig 'n bietjie tyd spandeer vanmôre 'n paar minute, net om te kan kyk of ons almal regtig verstaan wat word bedoel wanneer hy sê seën. Hoe seën ek iemand? As ek nie weet om dit te doen nie, dan doen ek dit liewerste nie, want ek wil nie 'n fout maak nie. Maar as ek weet hoe om dit te doen, dan kan ek dit beter doen en dit sal werk. Ek wil vir u sê, daar's 'n skrifgie in Matteus 17 vers 20, ek het al oor hom gepraat, wat sê, dat as jy die geloof het soos 'n mosterdsaad, kan jy vir hierdie berg sê, werp jouself in die see. En as jy glo wat jy sê, sal gebeur net wat jy sê. Dit werk dieselfde met seëninge. As ek nou 'n spesifieke persoon wil seën, as ek iemand 'n gedagte het, en ek wil dat hy 'n bietjie meer wysheid aan die dag lê en nie so onkundig werk nie, dan kan ek sê, Vader, met die gesag wat u my gee in u seun Jesus Christus, spreek ek nou 'n seën uit oor pastoor X. Ek gee vir hom insig in die woord. Hy sal geseënd wees met dit wat hy lees. Hy sal verstaan wat hy lees. Hy sal kan dit begryp, hy kan dit toepas in sy lewe. En hy sal van daar af, van nou af, in hierdie oomblik af, sal hy nie meer so onwys optree nie. Ek seën hom met hoë intellek. Ek seën hom met insig in die woord van die Here. Ek seën hom met kalmte, om te dink voor hy 'n woord sê, om te dink voor hy praat, om wysheid kwyt te raak en nie onwysheid nie. Dan het ek hom nou geseën met 'n spesifieke saak. Ek het 'n spesifieke saak aangeroer. Ek noem nou maar net 'n pastoor met wysheid te seën. Maar ons kry baie keer mense wat vir ons baie moeilikheid gee, veral in die bediening. As ek is nou 'n pastoor vir 42 jaar, en iemand gee my stryd, omdat ek dan die Here toe aan sê, Here, Broer Piet gee my baie stryd. Here, help my. Broer Piet gee my stryd. As Piet my stryd gee, moet ek sê, dankie Here vir die stryd wat Piet my gee. Elke woord van teekanting wat ek kry maak my sterker, maar ek wil hom seën met insig in die woord. Ek wil hom seën met wysheid. Ek wil hom seën met 'n kalm hart, dat hy ophou om soveel onsin te praat en kwaad te praat van my en van ander mense. Dan doen ek iets, ek verrig iets, ek is besig om te werk in die geesteswêreld. Weet, baie mense sê, ek werk vir die Here. Sê, wat sy werk doen jy? Skoffel jy, of ploeg jy die land, of bestuur jy die motorkar, of wat doen jy? Ons werk is nie eintlik op die vleeslike vlak soos hierdie, maar in die geesteswêreld, want ons het gesag oor die geeste. Weet jy dat Jesus praat met die disippels op 'n dag, en hulle bring 'n maansieke kind na hom toe, en hulle probeer hom uitdryf en hulle kon nie, en Jesus dryf hom toe uit. Hulle vra toe vir Jesus, hoekom kon ons dit nie doen nie? Toe sê hy, julle ongeloof. Maar hy sê ook verder, julle moet nie bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie.
In ander woorde, die geeste is aan ons onderworpe, veral die geeste wat afvallig geword het van die Here af, is aan ons onderworpe. Ek kan met dit wat ek sê, kan ek heerskappy voer oor daai geeste wat geval is, wat hierdie vyand mense gebruik om my te na te kom. En as ek die seën van die Here uitspreek, dan kanselleer ek hulle werke, want ek het gesag oor hulle in die geesteswêreld, as ek werklik 'n deel is van die liggaam van Christus. En baie kan baie oor die dinge sê van die liggaam van Christus, want elke ou wat sê ek is 'n Christen, is nie deel van die liggaam van Christus nie. Jy moet in die liggaam van Christus ingebore word, deur wedergeboorte. Dis 'n ander saak wat ek eendag met u weer sal wil praat, as u my sal toelaat. Maar wat ek vanmôre aan u wil oordra, mense, kom ons begin bietjie net daaraan dink, dat God het vir ons 'n verantwoordelikheid gegee. God het aan sy seun verantwoordelikheid gegee, aan die liggaam van sy seun verantwoordelikheid gegee. Ons moet werk. Ons kan nie al die opdragte vir die Here stuur, die Here seën vir Piet en die Here seën vir Koos. Die Here sit een wag tot ek nou vir hom sê hy moet doen, dan doen hy dit nie. Hy wou dit gedoen het, maar hy kan dit nie doen nie, want ek het nog nie vir hom gesê nie. Dit werk nie so nie. Inteendeel, God het ons gesag gegee. Hy het vir ons die opdrag gegee. Ons is die arbeiders in die wingerd. God is die landbouer. Ons is die arbeiders, die dienaars, die diensknegte in die wingerd. Ons moet die dinge doen met die gesag wat ons gekry het by God die Vader, in sy seun Jesus Christus. So ek wil vanmôre vir u sê, kom ek en u begin vandag die seën uitspreek oor mense wat jy dink dit nodig het. En spreek uit wat jy wil hê met hom moet gebeur. As hy dalk vinnig kwaad word, spreek kalmte oor hom uit. Hy sal nie meer vinnig kwaad word nie. Ek seën hom met kalmte en rustigheid in sy gees. Of as hy gou moedeloos word, sê ek seën hom met nuwe moed. Hy sal sy man kan staan. Hy gaan heldhaftigheid kry van die Here. Hy sal nie meer so gou moedeloos word nie. Hy gaan nie elke ou bergie sien as die einde van sy lewe nie. Ek sien hom met geopende oë om die antwoord te sien. Dan doen ons iets in die geesteswêreld. Dan werk ons saam met God. Ons werk saam met die Heilige Gees. Ons werk in die geesrehelm. Dis die plek waar die kinders van die Here so groot werk moet lê. Ons het ook natuurlik die mag om dinge te bind. Geesteswêreld van die vyande kan ons bind. Ons het die gesag om dit te doen. Hy sê in Lukas 10:19, ek gee julle mag oor al die krag van die vyand en niks sal julle skade doen nie. Daar's 'n gedeelte van die skrif wat ek nou uitgelaat het, nie opsetlik nie, maar dit het 'n bietjie korter te maak. Maar daar's as gesag, ons het gesag oor die werke van die vyand. Ons het gesag om die werke van die vyand te verbreek. Ons kan baie keer die werke van die vyand verbreek deur 'n seën uit te spreek. Ons kan baie keer die werke van die vyand stop deur te sê, Satan, jou gees wat in daardie man werk, ek bind jou nou. Jy gaan nie verder werk nie. As ek glo wat ek sê, dan sal gebeur wat ek sê. Dis wat die woord sê in Matteus 17:20. Ons moet dit net glo en aanvaar. Johannes 17:20, verskoon tog. Maar weet jy wat? Daar's 'n krag van die Here wat in kinders van God belê is. As 'n krag van God, 'n gesagsveld wat ons moet intree en waar ons moet begin werk. Of jy nou 'n pastoor of 'n gewone lidmaat van 'n gemeente is. Jy dalk nog net tot bekering gekom, jy weet nog nie wat om te doen nie. Hou net aan seën. Spreek goeie dinge uit oor mense. Vir al die mense wat jou teestand bied. Vir al die mense wat jou probeer nakom. Vir al die mense wat nie met jou so goeie gesindheid het nie. Seën hulle. En as jy hulle seën, gaan die seën van die Here terugkom na jou toe. Want dit is omdat jy weet dat jy hier toe geroep is, sodat jy hulle seën kan beerwe. Weet jy wat ek ook geleer het? Die oomblik as ek iemand seën, jy weet, jy hoor so baie keer met verjaardag, sê mense, mag die Here jou seën. En iemand het eendag vir my gesê, mag die Here jou seën? Sê ek, ja, hy mag. Seën my. Die Here wil my seën, maar die Here wil jou gebruik. Sê Here, ek seën vir pastoor Kai met 'n grondelike, gesonde, nuwe lewensjaar. Hy verjaar nie. Ek verjaar nie vandag nie, maar ek noem dit vir 'n voorbeeld. Hy verjaar vandag dalk, wie ook al. Seën hom met 'n goeie, gesonde jaar. Ek seën hom met voorspoed. Ek seën hom met wysheid. En spreek goeie dinge oor hom uit in die geloof. Dan kan ons iets bereik. Maar as ons altyd net wag, Here, ek bid vir daai ou, Here, dat U hom sal seën. Die Here sê, ek wil hom seën, maar ek wil jou gebruik om hom te seën. Praat jy, jou woorde het krag, jou woorde het gesag. Praat jy, praat met geloof, en kyk wat sal gebeur. Ek daag jy uit vanmôre.
dat U my ook sal seën. Ek is pastoor Kai Bekes, ek bly in Witbank. Ek het regtig die guns van die Here baie nodig. En ek is nie siek nie, maar ek vra die guns van die Here op my lewe. Spreek jy terwyl jy daar sit voor die radio. Spreek uit en sê, Here, ek seën pastoor Kai Bekes met insig, met geloof, met oorvloed en met voorspoed. Net wat jy my ook al mee wil seën, sodat die Here se krag in my lewe kan kom werk. Ek dank U dat U na my geluister het. Dankie dat U my gaan seën. Ek seën U die luisteraar met insig in die woord, met kalmte, met 'n rustige hart. Die kwaad word verdwyn. Jy gaan kalm bly en rustig bly tot die Here in jou lewe vereer kan word. Amen. Mooi dag vir U. Die vrede van die Here gaan met U.